Kom ons lees die skrifgedeelte van vandag saam. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens 1 uur saam met my waak nie. Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Ons volg Jesus na al die plekke van sy lewe, selfs in die skadu van Getsemane. En Jesus bid in Getsemane, nie my wil nie. Nie my wil nie. En is hierdie nie die grootste versoeking van ons lewe nie? My wil. Dis Jesus se versoeking ook, sy wil. Laat die beker van my verbygaan. En dis nie die eerste keer wat Jesus versoek word om sy wil te kry nie. Die versoeking in die woestyn was versoeking om homself op te hef. Luister Jesus, jy kan wees. Jy kan hê, jy kan doen. Dis alles joune. Alles word getrek na diself toe. Regdeur Jesus se bediening was daardie versoeking daar. Hulle wil hom kort ophef en leier en koning maak. Hy gee vir hulle broodjies en visies en dan besef hulle, maar hierdie teken wat hy nou net gedoen het, is 'n bevestiging dat hy die profeet is. En toe hy besef, hulle wil hom koning maak en hulle wil hom leier maak, toe ontvlug hy. Hy sê nee vir daardie versoeking. En hy onttrek homself. Hy gaan doelbewus weg daarvan. My observasie is, dat meestal versoekinge in ons lewe, as dit nie alles is nie, is ook selfgesentreerd, selfbehep, eie wil, vir my eie belang, die versoeking dat ek kan hê, ek kan wees, ek kan doen, net wat ek wil. En dit is ook baie aantreklik, en dis hoekom ek het wil hê, want dit was lekker, dit voel goed, al is dit net vir 'n oomblik. En partykeer weet ons dit. Ek weet wanneer ek iets doen vir my eie gewin. Ek weet ek bevorder iemand anders, net sodat ek later iets daaruit kan kry. Ek is bewus daarvan. Ek doen dit soms doelbewus. Partykeer weet ons dit nie. Ons doen dit al sonder om daaroor te dink. Dit is dalk al gewoonte. En Martin Luther sê, dis die hart van sonde. Die sonde wat gedefinieer word as die na binne draai na jouself. Vir my is dit 'n pypdefinisie, 'n binne draai na myself. Dit is wat sonde, die hart van sonde is. Wanneer ons onsself na onsself draai ons in werklikheid weg van God en van almal anders. Volgens Luther is die definisie van sonde narcisties van aard. En dit vat jy na 'n plek waar jy blind is vir die uitwerking van dit op jou en op ander se lewe. Soos aangaan in Luther se definisie, en dan sê dis ook die heel eerste versoeking was. Die oorsprong van sonde het oor dit gegaan, my wil. Dit wat ek soek, dit wat ek kan wees. Adam en Eva, luister, julle kan self. Julle het nie God nodig nie, julle het nie enige iemand anders te nodig nie, julle kan dit self doen, julle kan dit hê, julle kan dit wees.
En so gaan die versoeker aan op hierdie selfde trant reg deur die mensdom se bestaan en elke dag is dit wat hy na mense toe bring, wat hy elke dag na mense toe bring en dis wat ons elke dag voorval, is die self, ek kan self. Ek het niemand anders te nodig nie. Ek dink aan Paulus se woorde as hy sê, alles is my geoorloof. Beteken ek kan alles doen. Ek kan dalk alles wees, ek kan dalk, maar nie alles is nuttig nie, nie alles stig nie, nie alles tot voordeel van ander nie, nie alles verheerlik die Here nie. En hier is die ding van versoeking. As ons 'n doelbewus doen of nie, dit het die potensiaal om seer te maak. Vir ons en die mense om ons. Dit het die potensiaal om alles in ons lewe te vernietig. Jesus sê, as jy selfgesentreerde lewe leef, maak jy net jouself en ander seer nie. Jy verloor jouself. En miskien die antwoord wat elkeen van ons uitroep, wie sou nou iets wil doen wat verkeerd is? Wie sou nou wil skade doen aan myself en aan ander? Wat is fout met ons? Wat is absurd, reg? Hoekom doen ons dit? Ons is selfbehep. Ons is na onsself toe getrek, meestal van die tye in ons lewens, en dit is waar ons versoek word. En Paulus sê in Efesiërs 2, hy sê in die Engels, hy sê, we all did it. All of us doing what we felt like doing, when we felt like doing it. All of us in the same boat. Ons almal het hierdie probleem. Eugene Peterson beskryf dit mooi, hy sê, ons weet wat gebeur, wanneer ons toelaat dat ons die hele tyd vir hierdie versoeking ja sê. In Galasiërs beskryf hy dit so, hy sê, it's obvious, meestal van die tyd vir ons, it's obvious what kind of life develops out of trying to get your own way all the time. Is die gevolg, repetitive, loveless, cheap sex, a stinking accumulation of mental and emotional garbage, frenzied and joyless grabs for happiness, trinket gods, magic show religion, paranoid loneliness, cutthroat competition, all-consuming yet never satisfied once, a brutal temper, an impotence to love or be loved, divided homes and divided lives, small-minded and lopsided pursuits, the vicious habit of depersonalizing everyone into a rival, uncontrolled and uncontrollable addictions, ugly parodies of community. I could go on. Die gevolg is net so groot. Versoeking is een ding, maar die gevolg daarvan is iets heeltemal anders. As ons Jesus volg in Getsemane, moet ons erken, ons sukkel met dieselfde goed. Ons wil ook nie die beker optel nie. Ons sukkel ook om te sê, nie my wil nie. Maar Jesus sê vir die versoeking nee. Daarom het hy ook medelee met ons. Die Hebreërs skrywer sê hy het medelee met ons, want hy was in dieselfde versoeking, maar nie in die versoeking geval nie. In Matteus 26 in hierdie gedeelte doen Jesus 3 dinge. 3 dinge wat hy vir ons gee, om soos hy vir die versoeking nee te sê. 3 dinge wat die potensiaal het om ons lewe te red, om ons lewe weg te vat na hierdie eie wil. Die eerste ding, word wakker vir die versoeking. Hoekom slaap julle? Waak, word wakker. Waak en bid. Ontwaak jy wat slaap en staan uit die dore uit, op uit die dore uit. Ons sleepwalk partykeer deur ons lewe. Toe ek 'n kind was, het ek hierdie geneigtheid gehad
om in die nag te sleepwalk, rond te loop, onbewus te wees van wat aangaan. Ek praat met mense. My ouers het die sleutels van die deure in die aand gebêre op 'n hoë plek, sodat ek nie kan uitloop nie, want ek loop uit by die huis. En dan het ek volgende oggend, dan weet ek glad nie wat ek gedoen het of wat ek gesê het nie. Een van ons kinders het dit geërf. Gaan nie sê wie nie. Maar sy het die gewoonte om dit ook te doen. Net spontaan in te kom, hallo papa en mamma, vas aan die slaap. Hele conversation te hê, hele gesprek te hê en terug te gaan bed toe, sit daar in die bed, kom ons slaap verder en môreoggend weet glad nie wat gebeur het nie. En hierdie uitnodigings om wakker te word, want ons sleepwalk soms deur ons lewe. Eugene Peterson sê, so let's not sleepwalk through life like those others. Let's keep our eyes open and be smart. Word wakker. Wees bewus van dit wat jou versoek. Versoeking na jou eie lewe toe. Versoeking na jou eie behoeftes. Vir die disippels is dit moegheid, droefheid. Hulle het van droefheid in die slaap geraak. Word wakker. Word wakker vir die versoekings wat jy voor ja sê, sonder dat jy het besef. Dalk is dit 'n gewoonte, dalk is dit 'n gewoonte geword en jy kan jouself nie meer help nie. Ek het net 1 of 2 keer ja gesê daarvoor en nou kan ek nie meer nee sê daarvoor nie, ek is verslaaf. Party van ons doen dit onbewuslik. En hierdie onbewuslik, ek weet nie daarvan nie, ek besef dit nie, raak 'n verskoning vir slegte gedrag. En ons word weggesleep deur ons eie begeertlikhede. Die woorde van Jakobus, hy sê elkeen word versoek as hy deur sy eie begeertlikheid weggesleep en verlok word. Hy sê, maar daarna, as die begeerlikheid wat ons weggesleep, as dit ontvang het, baar het sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring het die dood voort. Hy sê, moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Jesus word wakker. In my verbeelding sien ek hoe hy bid, laat die beker verbygaan, nie my wil nie, en dan gaan hy terug na sy disippels toe. Hy kry hulle daar, en dan sien ek in my verbeelding hoe hy daar by hulle staan, en hoe die Vader by hom staan, en dan kyk hulle na hierdie disippels wat slaap. En in my verbeelding hoor ek hoe die Vader vir Jesus sê, kyk, jy het nodig om die beker op te tel, want hierdie ouens kan nie. Hierdie ouens het jou nodig. Ek wonder, wat sou gebeur het as Jesus nie daai beker opgetel het nie? En hy het dit gedoen, terwyl niemand gekyk het nie. Daai man het geslaap. En toe hy dit besef en hy gaan bid verder, dat hy kans om dit te los, maar hy het met groter inspanning gebid. Kon nie maklik gewees het nie. Maar sy wakker word vir wat moet gebeur het in sy lewe, het ons lewe gered. Sy wakker word het ons gered, ons wakker wees vir die versoeking in ons lewe, kan dieselfde doen. Dan sê Jesus vir hulle, bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Jesus, in my eie woorde, pleit by hulle, om dit te doen. Maar hy vra nie net nie, hy doen dit self. Jesus weet, die een ding wat versoeking keer, is dit om dit vir die Here te gee. Ek het iemand wat ek gereeld mee praat, oor alles wat in my lewe gebeur. En as ek lang lip is, oor die goed wat my onderkry, is die eerste vraag, het jy al met die Here daaroor gepraat? Partykeer is dit soos 'n papnat snoek wat jou net slaan en sê, hoekom doen ek dit net nie? Realiteit is, daar's versoekinge in ons almal van ons lewe. Vir die disippels was dit slaap, onbewus van wat aangegaan het. Vir Jesus was dit om die beker, met die beker te onderhandel. Maar gebed
was die sleutel tot deurbraak. Jesus se woorde in die woestyn, toe hy moes nee sê vir versoeking. Jy kan nie alleen van brood lewe nie. Die fisiese behoeftes, die fisiese drange en begeertes, dit kan nie al wees nie. Jy kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Wat sê God as jy met hom hieroor praat? Hier is die realiteit vir my en vir jou lewe. Ek en jy weet nie die beste vir ons lewe nie. Ons het hulp nodig. En daarom leer Jesus sy disippels bid. Hy sê, kom ek leer julle om met God te praat oor dit wat in julle lewe aangaan. Maar deel van die gebed wat hy hulle leer is om te sê, laat u koninkryk kom. En ek dink dat elke keer wanneer ons sê, laat u koninkryk kom, moet ons sê, laat my koninkryk gaan. Gebed word 'n bewuste oorgee van my na hom. Nie my wil nie, maar u wil. En dan die derde ding wat Jesus doen, hy vat iemand saam met hom. Wie is saam met jou in jou lewe, in die versoekinge wat jy mee te doen kry? Hy het vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saamgeneem, en toe hy bedroef en beangst geword het, het hy vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. Reg in die begin van alles, kyk God na die mens en sê, dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Wie is saam met jou in die skadu's van Getsemane? Wie help jou om te waak en te bid? Toe ons jong getroud was, in die heel begin, ek gaan myself verstout om te sê, 'n week of 2 in ons getroude lewe in, bid ons saam in die aand. En nou is ek hierdie jong pastoortjie, en ek moet nou hierdie jong vroutjie van my begelei in gebed. En ek sê vir haar op 'n stadium, ons moet bid dat ons moet net stil word, nou, dat God met ons praat. Kom ons word net stil vir 'n oomblik. En op 'n stadium tik sy my so, en sy vra, slaap jy? Toe nie slaap geraak. Ek sê, nee, ek slaap nie, ek is net diep bewus van dit wat God nou doen. Sy sê, maar jy diep bewustheid bring 'n snork oor jou. Of accountability. Ek kan dit alleen doen, en as ek dit alleen gedoen het, het ek dalk geslaap tot nou toe. Maar sy vra, is jy wakker? Ek is nooit te groot om te weet, ek het iemand nodig nie. En vandag, ek weet nie wat jy deurgaan nie. Ek weet nie hoe lyk jou gebede wanneer jy bid, dat die beker moet verbygaan nie. Jy weet. En Jesus modelleer dat jy dit nie alleen kan doen nie. Soos wat ons in hierdie lentreis is die uitnodiging die hele tyd om deel te word van 'n groep of iemand saam te vat op jou reis. Dalk deur die skool van gebed te gaan, te leer om te bid saam met iemand anderste. Die uitnodiging vir ons is, wat moet jy van wakker word? Wat is dit wat jy moet sê, ek weet dit is hier. Dalk is dit om te bid. Dalk is dit om te bid, nie my wil nie, maar u wil. Dalk is dit om met iemand te praat oor wat jy nou deurgaan. Miskien is dit om iemand saam te vat op die reis wat jy so lank al alleen oploop. Miskien is dit om te erken, jy het hulp nodig. Hoe ook al sy, ons kan Jesus volg na al die plekke van sy lewe, selfs in die skadu van Getsemane. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons vandag na Getsemane kyk, die beeld sien, daar sien hoe U vir ons ingetree het, hoe U
Hoe U ook die beker namens ons opgetel het, nee gesê het vir versoeking. Dink in die woorde van die Hebreërskrywer wat sê dat U het medelee met ons, omdat U weet hoe hierdie versoeking voel. Maar dat U hierdie versoeking ook oorwin het. Help ons om die versoekinge wat in ons pad staan, die versoeking om ons lewe na onsself toe te draai, ons eie begeertes en ons eie selfbeheeptheid te kyk. Help ons om nee te sê vir dit, sodat ons by die goeie, welgevallige en volmaakte wil van U vir ons lewens kan uitkom. Ons bid vir beskerming. Ek dink aan die woorde in Getsemane, of die hulp wat die Vader U verleen het, om engele te stuur, om U te bedien. Ons bid vir engele wat ons kan bewaar. Ons bid vir U beskerming. Ons bid vir U leiding. In die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën. Mag die liefde van ons Vader, die liefde wat ons bedien en beskerm, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid wat ons so nodig het in ons lewens, met elkeen wees en bly. Amen.